Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel, saam met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Johannes 7 vers 1 tot 9 te lees. Ons lees hier dat Jesus weier om na Jerusalem te gaan vir die Hittefees, wanneer sy ongelowige broers hom aanmoedig, omdat hy volgens God se tyd en wil werk en nie volgens hulle druk en mening dat hy nou Jerusalem toe moet gaan nie. Onthou, Juda was nie baie positief, het Jesus nie tot dusver baie positief ontvang nie. En Jesus verduidelik dan dat die wêreld hom haat, omdat hy die wêreld se sondige werke ontbloot. Ons sien dan ook Jesus bly getrou in die Vader se plan, tot dit God se tyd is. En hierdie deel beklemtoon net vir my weer eens, dat geloof en gehoorsaamheid aan God en wag op God se tydsberekening krities belangrik is vir ons as gelowiges. Nou net so vinnig, die Hittefees herdenk die Israeliete se tydperk wat hulle geswerf het in die woestyn en die tyd wat hulle in tente gewoon het na die uittog uit Egipte. Lees gerus meer oor die Hittefees in Levitikus 23. Net so 'n paar gedagtes wat ek met jou wil deel aangaande hierdie gedeelte. In verse 3 tot 5 sien ons dat Jesus se broers het hom nie verstaan nie. Hulle het hom aangeraai om homself openbaar te maak in Jerusalem. Maar dit was nie uit 'n plek van geloof nie. Hulle het amper Jesus as 'n uitvoerproduk gesien. En dit wys net vir my dat daai familiewees, daai nabyskap aan Jesus beteken nie dat daar outomaties geloof is nie. Geloof is 'n hartskeuse. En hierdie dat Jesus se broers nie in hom geglo het nie, lees ons ook van in Markus 3 vers 21, waar sy familie amper dink, as ek dit met respek mag sê, dat Jesus amper van looitjie getik is. Maar prys die Here vir sy genade. In Handelinge 1 vers 14 sien ons dat na die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit, glo sy familie, sy broers wel. In verse 6 tot 7 sien ons ook dat Jesus se fokus is nie om mense tevrede te stel nie. Jesus laat hom nie manipuleer deur die druk of die verwagtinge of die menslike planne van sy broers nie. Nee, glad nie. Want hulle beplanning en hulle planne en idees trek hom weg van God se roeping en tydsberekening. En ons sien dus hier dat wysheid en gehoorsaamheid aan God vra dat ons nie deur emosies gedryf word nie, maar deur gehoorsaamheid. Laat my dink aan Jesus wat gesê het in Lukas 22 vers 42, nie my wil nie, maar u wil geskied. Dan sien ons ook in verse 6 en 8, dat God se tyd is perfek. Jesus sê baie duidelik, my tyd het nog nie aangebreek nie. En die les wat ek en jy hieruit kan neem is dat dit belangrik is om in God se ritme, in sy tyd te leef. Al beteken dit soms dat ons moet wag, selfs wanneer ander ons aanjaag. Dit laat my dink aan Jesaja 28 vers 16, wat daar staan in die B-gedeelte van die vers, dat hy wat glo sal nie haastig wees nie. In die Engelse vertaling, he who believes shall not act hastily. Galasiërs 4 vers 4 praat ook van toe die volheid van die tyd gekom het, God se volheid. Psalm 37 vers 7 herinner ons, wag in stilte op die Here. En Prediker 3 vers 1 sê ook vir ons, daar is 'n tyd vir alles. Wag vir God se tyd. Maar dan sien ons ook in vers 7 dat die wêreld haat die lig en haat die waarheid. En Jesus sê die wêreld haat hom want hy stel die wêreld se werke bloot en hy wys sonde vir wat dit is. En ek en jy moet maar aanvaar as kinders van die Here dat getrouheid aan hom, getrouheid aan sy waarheid, gaan bring dat ons weerstand kry van die wêreld. En ons sien dit ook in Johannes 1 vers 5, die lig skyn maar die duisternis verstaan dit nie, in Johannes 3 vers 19 tot 20, waar ons sien dat mense haat die lig omdat hulle werke boos is. So as hulle Jesus vervolg, hoeveel te meer sal dit nie met ons wil doen nie. Kom ons oorweeg bidend vandag. Kom ons bou nie ons geloof op ander se opinies nie, en vra die Here wys om ons te wys wat sy wil
en doel is vir nou. Kom ons wag vir God se tydsberekening. Ek en jy voel dalk ongeduldig oor 'n deur, 'n kans, 'n verandering of 'n antwoord wat ons voorwag. Kom ons vertrou God. Hy's nooit laat nie, maar God is ook nie gehaas nie. En dan kom ons bly getrou, selfs al verstaan ander ons nie en selfs al kry ons weerstand. En ek praat van getrou in die Here. Jesus se naaste familie het hom nie geglo nie, maar hy het volhard in gehoorsaamheid aan God. En hy het tyd geneem om God se leiding te soek voordat hy besluit te maak. Kom ons doen dieselfde. Groete en sterkte vir jou in hierdie dag.